Dit bly 'n voorreg om in die huis van die Here te wees. Dit bly 'n voorreg om die Here te dien. Dit bly 'n voorreg om te sê, God is my Vader. Christus is my verlosser en die Heilige Gees is my krag en my sterkte. Watter voorreg het ons nie vanmôre om in die huis van die Here te wees nie. Ek dink daar gaan tye kom wanneer hierdie dinge dalk weer skaars gaan word en dat ons dit wat ons het op die stadium sal waardeer, dat ons die Here sal dien met alles wat ons het. Time is few. Jesus kom. Prys sy wonderlike naam. Herman, baie welkom. Is goed om jou weer te sien. Ek sien maat 'n smile op haar gesig. So alles gaan goed. Die Here seën vir jou. Ons praat oor die wapenrusting van God. En ons sal oor 2 weke gaan ons fisies by die wapenrusting kom. Op die stadium kyk ons na, eintlik my broeders word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Ons het dit laasweek vir u verduidelik. Trek die volle wapenrusting van God aan sodat jy staande kan bly. Ek sien in hierdie dae hoe mense val. Ek sien in hierdie dae hoe mense moedeloos word. Ek sien in hierdie dae wanneer mense moeg word en voel ek kan nie meer nie. Ek wil jou vanmôre probeer help. Ek het laasweek vir u gesê en ek sê dit baie. Jy moet onthou dat terwyl ek voorberei, ek berei 'n hele week voor. Terwyl ek voorberei, praat die Gees van God my. En vir 'n halfuur kom ek vir u sê, wat sê die Gees van die Here vir my. Ek kry groot slaag, kry baie slaag. As julle my rug moet sien, het ek 'n paar herhale gekry van my stupidity en al my lawwe goed. Is nie regtig laf nie, maar weet jy wat, ons kom soveel short, Mike. Ons maak soveel foute. Maar dank God, hy vergewe ons en hy sit ons op die weg totdat hy ons gaan kom haal. Trek die volle wapenrusting van God aan, sê Efesiërs 6 vers 11. Die klem vanmôre sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Ek dink ons het lank aan ons mind opgemaak dat die vyand is op my keus. Die liste, die Grieks is methodia, dit beteken sy metodiek hoe hy werk. Jy sien vinnige ou, as hy onder die liste van die duiwel is. Jy sien hom baie vinnig. Attitudes verraai ons. Manier hoe ek dinge doen verraai my. En weet jy wat, kind van die Here, God waarsku ons en ek dink meer as ooit van tevore in hierdie laaste tyd waarin ons lewe, ons hoor hierdie ding baie, ons lewe aan at the end of the world. Ons lewe eindtyd. Daar's baie profete wat opstaan en hulle reken ons is in Openbaring 6 vers 2 wat 'n leuen is. Party sê ons is Openbaring 13, party sê Openbaring 17. En so vat baie van hierdie sogenaamde profete kanse omdat hulle nie die woord van God ken nie. Ons is in Openbaring 3 op die einde. Waar die Here ons waarsku dat as jy lou is, gaan ek jou uitspoeg. Daar's 'n beter woord in die Grieks. As jy lou is, gaan die Here jou uitspoeg. Daarom het ek in hierdie tyd wat ons nog kans het om die Here te dien, kyk dat ek baie naby aan die Here lewe. Ons het verlede week gesê, ons moet afsonder en wag op die Heilige Gees. Ek wou dit nie vra nie, maar gaan dit vra. Wie het hierdie week, moet nie hand opsteek nie. Ek wonder wie het hierdie week afgesonder en gewag, want dit was God se oproep verlede week gewees. Wie was in sy binnekamer en wie het gesê, Here, hier is ek. Dit lê by jou, dit lê by my. Ons moet deur die basic training gaan, as julle reg onthou, dat ons enabled kan word, sodat die krag, die force van die Heilige Gees, ons dit kan ontvang. Ek wil vir julle lees uit een van die boekies wat ek opgestel het, die force, die krag van die Heilige Gees. Toe die Heilige Gees skielik oor hulle kom, was die Heilige Gees vergesel deur 3 verskillende bonatuurlike verskynsels. Die geluid van 'n rukwind, die verskyning van vuur en die spreek van tale.
Die geluid was van die hemel af, het van die hemel af gekom en het deur die boventrek beweeg. Ek wil hê jy moet iets kyk, want baie keer dink mense dat wanneer die Heilige Gees oor my kom, dan gebeur daar verskriklike goed met my en ons is bang vir die Heilige Gees, want ek weet nie, gaan hy my omgooi of wat gaan die Heilige Gees my maak nie. Die geluid van 'n rukwind, alhoewel daar nie wind was nie. Wil jy dit net vir 'n oomblik komprehend. Die geluid van 'n rukwind, alhoewel daar nie wind was nie. Anders was alles de mekaar gewaai. Die stoele, die tafels, onderste bo gewaai, die vrouens hare se perm heeltemal de mekaar. Die geluid van 'n rukwind, maar daar was nie wind nie. Dat het my dink aan Elia by die grot. Die storm het gekom, is Elia gewees, né? Die storm het gekom en op die einde sê hy in die stilte. Toe daar 'n sagte windjie waai, het die Gees van God met hom gepraat. Die verskyning van die vlamme en van die vuur het in die bovertrek gekom en verdeel en op elkeen gaan sit, soos die wind was die vuur soos vuur. Niemand se hare het geskroei nie en die plek het nie afgebrand nie. En toe hulle almal vervul is met die Heilige Gees, het hulle begin spreek in tale. Die Here wil hê dat u en ek met die vors van die Heilige Gees bekragtig word. Nou wanneer ons sê vors, beteken dit dat hy wil hê ek moet in daai krag van hom uitgaan. Toe die Here gesê het dat daar lig wees, toe was daar lig. Die vors van dit wat hy gesê het gemaak dat daar lig was. As jy hand op 'n sieke lê en jy sê wees gesond, die vors van die Heilige Gees gee vir my die ability wat God het om siekes gesond te maak. En weet jy wat ek dink, dis wat die Here vir ons probeer sê lately, is word enabled deur basic training binnekamer vas in gebed, sodat jy die force van die Heilige Gees, die krag van God se Heilige Gees kan kry, sodat jy die ability van God het om jou hand op die siekes te lê en gesond te maak. Dis great, né, Dion? Dis great. Daai kanker gaan verdwyn. Daai kanker gaan verloor, want hy staan teen God. Om staande te bly in ons stryd teen die bose. Ek sien elke dag hoe die Satan mense trip. Kinders van God. Die duiwel het nie nodig om 'n heiden te trip nie. Hy's klaar getrip. Hy trip kinders van God en ek sien daagliks hoe mense getrip word, gevang word deur die liste van die duiwel. Ons tema vanmôre is om staande te bly. Ons moet vanoggend leer, wanneer jy hier uitgaan, Pastoor Steyn het gebid, dat ons nie dieselfde sal uitgaan as wat ons ingekom het nie. Ons moet vanmôre leer hoe om te bly staan, wanneer die vyand sy metodes en sy planne probeer om ons wapenrusting af te neem. Ek het verlede maandag, toe voel het my hele wapenrusting is gone. En ek is so depres. En blond preek vir my, maar ek is depres. Dit voel vir my, ek kan net nie hierdie fight wen nie, oom George. En dan bly hierdie gedagte van Dawid by my opkom. Toe Dawid by Siklag kom, toe gaan versterk hy om in die Here, want die volk wou hom doodmaak. Sy manne. En dan moet ek in die binnekamer ingaan en dan recall ek my woorde, julle moet gaan afsonder en bid. Ek het daar op die mat gelê, daar op die trap. Ek het so lank gelede ook al opstaan, is my rug afgewees. En ek probeer bid, Awie. Wat ek vir jou vanmôre probeer sê is, ek verstaan as ons in hierdie lewe struggle. O mannetjie. Ek verstaan, God verstaan. En weet jy wat, dit maak my nie 'n bad mens as ek nie al hierdie goed reg kry nie. Maar hy wil hê, want hy wil vir my 'n goeie lewe gee. Sê hy vir my, Boeta, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. En ek het getraai en ek het dit gedoen.
Maar weet jy wat, wanneer die pressure kom, ek het destyds jare terug as ek by 'n horlosiemaker, hy sit vir my horlosie aan 'n battery en is 'n Duitser en ons begin oor die Here praat. En ek weet nie hoe het ons by dit gekom nie. Hy sê vir my, to be a child of God is like a plumbing job. As alles klaar gedoen is en you apply the pressure, it reveals the leaks. Sit pressure op 'n ou, it reveals the leaks. Ek wou nie dit gesê het nie. 2 Korintiërs 10 vers 4, want ons wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig die ability van God deur God om vestings neer te werp. Onthou jy, ons het in die begin van die maand gepraat oor om die vestings neer te werp, hierdie strongholds, want al waar die strongholds is in my mind. Dis hier waar Satan werk. Hy werk deur my senses, hy werk deur dit wat ek sien, hy werk deur dit wat ek hoor, dit wat ek ruik, dit wat ek proe, dit wat ek voel. Hy werk in my senses en nou kom hy in my kop en hy het 'n stronghold gebou. Hy het vir 'n klomp demone gekry en ons gaan volgende week, ek dink is volgende week gaan ons daaroor praat en jou hare gaan regop staan, bring jou safety belt saam. Wanneer ek kyk, wanneer hierdie strongholds in my gedagtes gebou word en ek nie die ability het om dit af te trek nie. Dis hoekom die Here wil hê ons moet staande bly. Romeine 13:12, die nag het ver gevorder, dit is amper dag. Ek sê nou vanmôre vir julle kinders en van die Here en julle weet dit, Jesus kom. Jesus kom. Die nag het ver gevorder. Die lewe van hierdie eeu is verby. Dis gone. Jesus kom. Dit is amper dag. Dit gaan dag word wanneer Jesus kom. En ek wil vir jou sê, die ooste is klaar lig. Wat se dawn, né? Of is dawn in die aand? Skemer. Laat ons die werke van die duisternis af lê. Laat ons sonde af lê. Vanmôre kom in die woord van die Here en hy gaan met ons hart praat oor sonde in ons lewe. Die nag het ver gevorder, die dag het reeds begin aanbreek. Laat ons die werke van die duisternis af lê. Jy sê, Boeta, wat is die duisternis, die mag van die duisternis? Sonde. En weet jy wat, kind van die Here, hierdie vestings wat Satan in ons bou, klein stupid goedjies, want ons kinders van die Here het nou al 'n bietjie sterker geword, ons sê nee vir sonde, maar daar's klein goedjies wat ons trip. Ek verloor dit as daar 'n swart sak op my pavement is, wat hulle oopgeskeer het. Ek verloor dit wanneer ek 'n verkeerde boodskap kry. Klein goedjies. En ek het nie nodig om mal te word en te vloek en te skree nie, I just lose it. Kyk, laasweek het die woord van die Here vir ons sê, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en op skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand. Kom ek verduidelik net vinnig vir jou, ek wil klaarmaak. Ek gee aan julle die mag. Awe, jy wil die trokke reg maak, hy groot interlink, né? As jy in die pad afry en ek spring voor jou in en ek sê vir jou stop, wat gebeur? Jy ry bo oor my. Maar as ek Spietkop kantore toe gaan en hulle gee vir my 'n badge, 'n authority, en ek trek daai kakie klere aan en ek gaan staan voor jou en ek sê stop, wat doen jy? Dan stop jy. Stop. Want ek het die authority gekry by die munisipaliteit om daai trok te stop. En hulle het vir my klere gegee om aan te trek sodat jy kan sien wie ek is. En dis dieselfde met die wapenrusting. God gee vir ons autoriteit. Ek gee aan julle die mag om op skorpioene en slange te trap. En ek gee vir julle mag, krag oor al die werke van die vyand. Met ander woorde, God ekoop ons met 'n suit. En hy noem dit die volle wapenrusting. Om die liste van die duiwel te stop. Maar dit is nie hy wapenrusting aan nie, en dan vlieg hy aan die pad en sê ek, duiwel stop, en sê hy, wie is jy? Ja. En as jy kon crazy stol kan lê, dan is ek op die naad van my rug, en wonder ek wat dit nou gebeur.
In hierdie volle wapenrusting lê die legal power van hierdie spietkop as voorbeeld, die vermoë om die duiwel te weerstaan. Kind van die Here, u en ek het die authority, die vermoë om die werke van die duiwel te weerstaan. Maar hoekom sukkel ons dan nie maar nie? Ek het miskien nie 'n badge aan nie. Of ek het net die broek en 'n t-shirt aan. En ek het vergeet om my skoene aan te trek. Ons het die vermoë om die duiwel te weerstaan. Daai Grieks, in die Grieks is dit antihistamie. Julle ken antihistamie, die vrouens. Die treatment vir allergie. Die allergies is die liste van die duiwel. Met ander woorde, om hom te weerstaan, is die antihistamie om die liste van die duiwel te weerstaan. In hierdie bestanddele van die antihistamie is die treatment van die allergie. My sussie wat met medisyne werk daar by Connie Miller nog, né? Jy weet wanneer om daai antihistamie te gee vir die allergie of whatever die case is. In die antihistamie vir die liste van die duiwel is die wapenrusting van God. Ons het alles tot ons beskikking om wat ons nodig sou hê om op te staan. Daai antieke Griekse woord, daai paragraaf, ons gaan later oor hom praat, onder in die bladsy. Ons weet dat Christus al die owerhede en die magte, die demoniese magte uitgeklee het en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer volgens Kolossense 2:15. Slegs wanneer ons die volle wapenrusting van God aan het, kan ons staande bly. Die wapenrusting maak jou kragtig en die krag van sy sterkte, nothing more, nothing less. Die wapenrusting is van God. God voorsien die wapenrusting. Met ander woorde, Christus het ons wapenrusting geword. Beklee julle met Christus, sodat ons kan staande bly teen die liste van die duiwel. Satan se planne en strategie teen ons beteken niks wanneer ons teen hom staan in die krag van God nie. Ek wil hê jy moet net self in jou eie hart koekeloer, kind van die Here. Kan ek regtig teen die duiwel staan? Ja. Kry ek dit reg? Weet nie. Hoekom nie? En dan moet ek my eie lewe judge. Ek moet na myself kyk en sê, Boeta, het jy genoeg krag van God in jou lewe? Hoe kry ek die krag van God in my lewe? Deur afsonder en bid en vas. Nie anderste nie. Ons word equip met die force van die Heilige Gees in die ability wat God het. Ons moet nou staan in die force van die ability van God. Verstaan julle hierdie ding van die force en die ability? Onthou julle, ek het sê ons gaan army toe, dan doen ons 3 maande basics. Nadat ons basics gedoen het, gaan ons infantry skool toe en daar leer ek om 'n soldaat te wees. Daar leer ek om my wapens te hanteer. Ek wil leer daar om oorlog te maak. Want ek daar klaar is, lei ek troepe op en dan gaan ons grens toe, dan gaan ons oorlog toe. Die Here wil hê, word kragtig in die Here, gaan doen jou basic training. Onthou ek het vir julle gesê, Jesus was in die woestyn vir 40 dae, toe hy daar uitkom, het hy die force en die ability van God gehad om wonderwerk te doen. Hy sê in Lukas 4, die Gees van die Here is op my. En weet jy wat, kind van die Here, Jesus het dit gesê, maar ons het ook die autoriteit om te sê, die Gees van die Here is op my. Stop. Meyer skryf, appropriate yourselves all the means of defense and offense which God bestows, in order to be in a position to withstand the plots of the devil. Jy kan alles vergeet wat ek nou vir jou gesê het, maar dit wat ek nou vir jou wil lees, wil ek hê moet jy regtig by die huis gaan bestudeer. Wanneer ons oor die Bybel praat,
Sê mense, ek verstaan nie, ek weet nie hoe om Bybelstudie te doen nie, ek weet nie waar om te begin nie, ek weet nie wat om te doen nie, ek wil graag Bybelstudie doen, maar ek kom nie by dit uit nie. Party ons begin hier, party ons begin daar, en ons weet nie regtig wat ons moet lees nie. En dan word ons die mekaar, en wanneer ons nie oor hierdie goed kan synses kry nie, dan los ons dit. Ons luister, maar ons hoor nie, ons kyk, maar ons sien nie. Ek soek die antwoord, ek kry swaar, en ek verstaan nou nie die ding van God se krag in my lewe, en ek hoor die woord van die Here, maar ek sien nie kans om dit te doen nie. Hoeveel keer sit ons in die kerk en ons gee vir jou die resep om 'n oorwinnaar te wees, maar ons luister nie. As ons daar by daai deur uitgeloop het, het ons klaar vergeet wat die prediker gesê het. Die feit, en nou gaan julle vir my kwaad word, en julle moet maar volgende Sondag preek, ek weet, dan moet julle vir my lief wees, want julle mag nie vir my kwaad wees, as julle hier sit en my luister nie. Daar is 'n verskil wat jy verstaan, en wat jy bereid is om te aanvaar. Ek gaan dit weer lees. Daar is 'n verskil in wat jy verstaan, en wat jy bereid is om te aanvaar. Ek gaan verduidelik. Ons kom op 'n plek in ons lewe waar dit vir ons ongemaklik is om te verander of om ons behavior te verander. Ek wil hê net vir 'n oomblik, ek wil hê met jou wese insak. Daar is 'n verskil in wat jy verstaan in die woord en wat jy bereid is om te aanvaar. Ons kom op 'n plek in ons lewe waar dit vir ons ongemaklik is om te verander of om ons behavior te verander. Ek het bekleierig groot geword. Ek wil alles reg beklei. En nou dat ek ouer word, het ek baie keer daai selfe neigings, alhoewel die Gees van God elke dag met my praat. En weet jy wat, Mike, ek sukkel om my behavior te verander, alhoewel ek 'n geredde kind van God is. Dat hy man met die swart sak om my net kwaad maak, en check you change Boetsnyman se behavior. En weet julle wat, ouens, dat God verwag van my as kind van God, dat ek die wapenrusting sal aantrek en dat ek sal verander, dat ek my behavior sal verander. Jy het my nie gewatch as ek ongeduldig raak nie, dan verander my behavior. En ek wil hê jy moet vir 'n oomblik dink aan van die Here. Change your behavior as die pressure kom. Jy sal oud en nie meer so mobile nie, so jou behavior kan nie te veel verander, want dan gee jy ou grys kop jou warm pak slag. Ek terg jou Mike. Maar die feit is, my behavior change, oom George, and it's not supposed to change. Weet julle wat, hierdie ding om te vra dat my behavior moet change is humiliating. Dit verneder my. Want nou moet ek stil bly wanneer ek wil iets sê. En nou voel ek vernederd want ek kon nie my sê nie, want daar word vir my te verwag om stil te bly. Ons raak verslaaf aan sekere dinge. Behalwe die Big Five. Ons praat ons nou nie meer daaroor nie, ons is kinders van die Here, ons praat nie meer oor hierdie Big Five nie. As jy nie weet wat dit is, jy vra my daar buite. Maar daar het 'n ander ding bygekom. Ons raak verslaaf aan, geef my nou foon. As julle sukkel om my in die hande te kry, moet julle weet hoekom. Ek verag daai goed.
Want dit neem mense se lewens oor. Ons raak verslaaf aan sekere dinge, die mag van gewoonte, en in plaas van dat ons verstaan en luister wat die woord sê, aanvaar ons dit nie en ons steek dit weg agter ignorance. Ek het nie geweet nie. Byvoorbeeld, Maleagi 3 vers 8. Mag 'n mens God beroof, want julle beroof my, sê dis wat die Here sê, en julle sê, waarin het ons u beroof? In die tiendes en die offergawes. Met die vloek is julle belaai, en tog roof julle my, die hele nasie. Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees. Dit word maklik gelees, Maleagi 3 vers 10. Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees. Is maklik om te lees, maklik om te verstaan, maar ons is nie bereid om die woord te aanvaar en dit te doen nie. Dit pas ons nie, en dan doen ek dit eenvoudig net nie. Bly met ding wat ek vir jou sê. Daar is sekere dinge in die Bybel wat ons weet wat sê God vir ons, maar ek is nie bereid om te change nie. Weet jy wat, kind van die Here, die hele Bybel is vol van goed. Vol van dinge wat God sê. Maar ek pick and choose wat ek wil hê en wat ek bereid is om te doen. Die tweede voorbeeld, en daar's baie. As ons sonde bely, dis snaaks dat die Here Jesus, Johannes het dit gesê, as ons sonde bely. Met ander woorde, ons doen dit nie altyd, maar as ek dit sou doen, dit is Jesus is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van al ons ongeregtigheid te reinig. Is dit nie great van die Here om te sê, as ek my sonde bely, is hy getrou en regverdig om alles te vergewe nie? Maar bely ek my sonde? No. Ek gaan eerder kyk of ek jou verkeerd kan bewys. Ons het op 'n plek in ons lewe gekom waar ons nie meer ons sonde bely en laat staan nie. Jy sien, is maklik om my sonde te bely, my tekortkominge te bely, maar ek laat staan dit nie. Ek lees nou die dag 'n ding en dit my nogal redelik skrik gemaak. As ek kinders van God is nie demon possessed nie, maar hulle is demon oppressed. Hoe word ek demon oppressed? Is wanneer ek die sonde van die wêreld afgelê het en ek word 'n kind van God en ek gaan terug en ek gaan doen daai sonde, word ek demon oppressed. Ons gaan daaroor praat volgende week. Ons het op 'n plek in ons lewe gekom waar ons nie meer die sonde bely en laat staan nie. Ons het op 'n plek in ons lewe gekom wat ons nie meer bely en laat staan nie, en God moet aanvaar wie ek is, omdat hy 'n God van liefde is. Ek wil jou vanmôre sê, kind van God, daai ou regisseur. God aanvaar nie my sonde nie. Nie dat jy nie verstaan nie, jy aanvaar net nie wat God se woord van jou verwag nie, en dan doen jy dit nie. En weet jy wat, kind van die Here, ons is almal skuldig. Ek staan daar nou hier en dink jy, ja, jy is grootweg om te praat. Ons sukkel almal met hierdie ding. Ons sondig en ons laat staan dit nie, en môre gaan ek weer aan en ek bly sukkel en ek bly wonder wat gaan in my lewe aan. Ons kom 'n redelike lang pad met die Here. Ons ken die Bybel. Ons weet wat God van ons wil hê, maar ons doen dit nie. En nou sê ek vir myself dat die Here moet my maar vat soos ek is. Ek het dit baie gehoor. God vat my nie soos ek is nie. I'm sorry.
Lukas 21:22 daar rond sê hy, ons moet waardig geag word wanneer Jesus kom, anders te gaan ons bly. Die realiteit is God se woord is waar. Ons verstaan dit, maar ons doen dit nie. Dan gebeur die woorde van Matteus 7:24. Elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Die reën het geval, die waterstrome het gekom, die winde het gewaai teen daardie huis aangestorm en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. Vers 26. Elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. Die reën en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai teen daardie huis aangestorm en dit het geval. En sy val was groot. Iemand stuur in die week vir my, the devil cannot make you sin. You have to choose to sin. God cannot make you to obey. You have to decide to obey. Ek sê weer vir jou, Jesus kom. Die storm kom. You have to obey. Ek wil hê jy moet na 'n song luister. Wat wil julle vir ons gaan speel, is julle reg? Ek wil hê jy moet luister na die song. Weet jy wat, kind van die Here? Jesus kom. En ons sukkel met al hierdie goed in ons lewe, maar daar's 'n hoop vir ons. In hierdie tyd waar ons lewe, remind die Gees van die Here ons, dat ons die wapenrusting van God moet aan hê, dat ons staande bly. Weet jy wat, as dit nie die genade van God is nie, kan ek nie staan nie. Ek kan nie. Maar deur die genade van God is daar hoop vir ons. Die woord sê vir ons dat Jesus kom. Kom ons bly staande en ons hou vas met alles wat jy het, totdat Jesus kom speel vir ons.